Ons moet altyd daarteen waak om nie so vasgevang te raak in ons eie godsdienstige gewoontes dat ons verwag dat die Here net op sekere maniere moet werk nie. Ons mag ook nooit dink dat daar mense is wat uitgesluit is uit Jesus se reddingsplan nie. Ons sal dit natuurlik nooit hardop sê nie, maar ons moet ook nie so dink nie. Die Fariseërs het destyds sulke reëls gehad. In Markus 7 kan ons lees hoe dat hulle selfs gekla het omdat Jesus se disippels nie hulle hande behoorlik gewas het voor elke ete nie. Die Fariseërs het reëls gehad wat bepaal het dat hulle onrein sou word indien hulle saam met enige van hierdie sogenaamde sondaars sou eet, en dit het natuurlik die tollenaars ingesluit. Maar Jesus het graag saam met mense geëet. Lukas beskryf die meeste daarvan. Hy maak nie minder nie as 10 keer melding van geleenthede waar Jesus saam met mense geëet het. Dit dui ook op die sogenaamde messiaanse maaltyd waarvan Jesaja en ander profete geskryf het, byvoorbeeld in Jesaja 25 vers 6 en 7, waar die profeet skryf: Op hierdie berg gaan die Here die Almagtige 'n feesmaal gereed maak vir al die volke, 'n feesmaal met die beste om te eet en te drink, goeie kos en geurige wyn. Op hierdie berg sal hy die doek verwyder, die doek wat oor al die volke gegooi was, waarmee al die nasies toegemaak was. Die ganse heilsgeskiedenis stuur af op 'n groot maaltyd saam met Jesus, die bruilofsfeesmaal van die Lam. Jesus het baie duidelik kom wys dat hy die nuwe bedeling gebring het, en dit het in skrille kontras gestaan teenoor die Fariseërs se dorre en erg verdraaide wanvoorstelling van wie hulle verkondig het God die Vader is en hoe sy verhouding met mense sou wees. Hulle het sogenaamde onrein mense vermy, maar Jesus raak selfs aan melaatses en ander siekes, en hy eet saam met die sogenaamde onreines. Die Fariseërs was uiters skynheilig, en dit is iets wat nooit van Jesus gesê kan word nie. Hulle was eie geregtig, hulle het vasgeglo hulle is beter as ander mense. Die Fariseërs het mense bloot op hulle uiterlike en op hulle dade geoordeel, terwyl Jesus in mense se harte belangstel. As disippels van Jesus Christus moet ek en jy op sy hakke in sy voetspore volg. Ons mag nie soos die Fariseërs dink en optree nie. Ons moet met Jesus se oë na mense kyk. Ons moet Jesus se hart vir mense hê. Die Fariseërs was behep met wie uitgesluit moes word, maar Jesus het gefokus daarop om almal in te sluit, om selfs die verstotelinge in te nooi vir 'n ete saam met hom. Kom ons volg hom na. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons kom vrymaak het van die Fariseërs mentaliteit en dat U 'n vars nuwe bedeling gebring het, die bedeling van U liefde en U Heilige Gees. Dankie vir die vrug van U Gees, dat U liefde en U vreugde en U vrede in ons heers. Leer ons om met U oë na mense te kyk en om ook U hart vir ander mense te hê. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.